So geestelike sig is iets wat ons nodig het in hierdie dae waarin ons leef. Fisiese sig is belangrik en baie keer dink ons dit is die enigste sig wat eintlik belangrik is in ons lewens. En ons kom nie altyd agter wat van ons verwag word nie. Maar die oomblik as ons dit begin doen, as ons geestelik begin sien, dan besef ons dat dit soveel meer beteken in 'n mens se lewe, as jy so 'n bietjie insig kan kry in sekere goed. En dit is 'n belangrike aspek in ons lewens. Nou ek kry nou nie my vrou se foon oop nie. Kom help my gou. Sy het my gesê wat ek moet doen. En ek het dit nou gedoen, maar dink my vingers is dit ek. Ja, sy dankie my ding. Jy sien, mense het insig nodig. In die tegnologie ook, nê. Maar ja, prys die Here. Miskien moes dit nou maar so gebeur. Daar is niemand in die lewe so blind soos iemand wat nie wil sien. Dis 'n sê ding wat ons al 'n paar keer vir mekaar gesê, daar's ook nie iemand so doof soos iemand wat nie wil hoor nie. Ek dink julle het ook al agtergekom, daar's niemand so dwaas. Ek wil net die woordjie dom gebruik. Maar dwaas is iemand wat nie wil verstaan nie. Het jy al met sulke mense gewerk? Ken julle sulke mense, moet nou nie name noem nie. Maar dit is 'n realiteit van die lewe. En dit is baie keer is ons almal in daai bootjie, want weet jy wat, ons kom op 'n punt waar jy baie keer dink jy weet. Jy kom op 'n plek waar jy baie keer, ons het so ruk terug gepraat oor 'n leerbare gees. Jy kry mense wat baie keer nie 'n teachable spirit het nie. En jy kry hulle oral. En dit is die ouens wat eintlik so bietjie moeilik is. Nou as jy al gaan vir ons daar opgooi, die 3 groepe mense wat mens kry. Nou jy kry die eerste groep wat byvoorbeeld die wat blind is en dit nie weet nie. Ons gaan sien die fariseërs was byvoorbeeld so. En jy kry baie mense wat ook so is. Dan kry jy ook die wat begin sien, maar hulle sukkel nog so bietjie. En dit is die beginners. En dan kry jy ook natuurlik die mense wat duidelik sien. Nou as ons praat van geestelike insig en om dinge van die lewe te verstaan, waar dink jy is jy? Ek sê nou waar ek en jy is, want onthou, ek kan ook dalk dink dat ek weet alles, en ek kan ook dink, ek verstaan alles, maar ek het agtergekom, selfs al as jy ken jy die Here hoe lank al in jou lewe, daar's altyd iets om nog te leer. Die groot ding is nie, wil jy leer? Wil jy leer? Op die volgende ene wil ek vir jou sê, die regte stand van die hart, en dit is waarvan dit afhang, die regte stand van die hart is nodig, en dit is eintlik die sleutel tot alle duidelikheid, die hele storie van, hoe is jou hart? Wat is vir jou belangrik? Wat is jou waardes? Hierdie tipe van goed, nee. En dit is die sleutel vir alle duidelikheid, en eintlik diep insig te bekom, en dan is daar 'n skrifgedeelte wat jy op die bord sal sien, in Matteus 13. Nou, Matteus 13 kan jy saam met my gaan lees. Matteus 13 moet jy saam met my gaan lees, eintlik met jou vertaling ook. Maar ek het so met my voorbereiding, het ek so 'n paar vertalings gelees, en dit is net asof die nuwe lewende vertaling, 'n spesifieke sinnetjie, daar vertaal wat my nogal laat dink het, toe Jesus hierdie gelykenis nou vertaal het, of nie vertaal het, nie verduidelik het. Nou julle ken die storie van die saaier, nê? Daar het 'n sekere saad op die pad geval, die voëls het dit opgepik, daar party geval wat in vlak grond is, party in die klippe, party tussen die dorings, en dan was daar ook natuurlik 'n klomp wat geval het in goeie grond. En dan sien ons hoe die oes nou opgekom, en sê daar 30, 60, 100voudige oes. So die hele kwessie van die grond, wat eintlik 'n aanduiding is van die hart van die mens, dit is eintlik waaroor dit gaan nie. En dan kom hierdie vers, in vers 15, waar hy eintlik hierdie gelykenis nou begin verklaar, maar net so in die begin. Dan sê hy die volgende, vir ons baie duidelik.
Dis die vers 15. Dis vers 10. Dan sê hy die volgende. En hoor nou mooi, dis hoekom ek dink dit wat hierso is verduidelik ons so 'n bietjie. Hy sê sy disippels kom toe na hom toe en sê, waarom gebruik jy altyd sulke diepsinnige gelykenisse as jy met mense praat? Ander vertalings praat nie, waarom gebruik jy gelykenisse? So daar is iets, onthou, gelykenisse was vertel, dit was verhale met 'n dieper betekenis. En jy kan maar die gelykenisse van, maar ek dink baie keer, as mense net die gelykenisse vat, en jy gaan bestudeer, en daar is 'n hele klomp, Matteus, Markus, Lukas, daar is die gelykenisse in Johannes, nie, maar as jy Matteus, Markus en Lukas gelykenisse vat, en jy vergelyk hulle so 'n bietjie met mekaar, en jy gaan kyk so 'n bietjie wat gesê word, die geestelike insig wat daar is. Ek het baie keer al hoeveel moeilike teologiese goed oor nagedink en gebid, en dan gee die Heilige Gees vir my een of ander gelykenis, en dan verstaan ek dit skielik. So die gelykenisse is eintlik, dis ook dit wat jy vir jou kinders kan leer, want onthou dis stories ook, né? So as jy, en ons weet hoe voel almal oor stories, jy sal baie goed in die lewe vergeet, maar jy sal 'n storie nie sommer vergeet nie, né? Nou die gelykenisse is soos hierdie stories, maar met 'n diep betekenis. Dan sê hy, sy disippels vra, hy sê, omdat julle bevoorreg, hy antwoord hulle toe vers 11, omdat julle bevoorreg word om die geheime van God se koningsheerskappy te verstaan, hulle word nie so bevoorreg nie. Hy sê, hulle wat reeds verstaan, vir hulle sal nog meer gegee word, en hulle sal oorvloedige kennis hê, maar hulle wat nie insig het nie, van hulle sal nog die bietjie weggeneem word wat hulle wel verstaan. En ek het altyd gedink, hoe unfair is dit? Jy probeer so 'n bietjie verstaan, dan word dit nogal weggevat van jou, nee. So daar's iets dieper aan hierdie gelykenis, aan al die gelykenisse. Hy sê, ek praat met julle by wyse van gelykenisse, want ek praat met hulle by wyse van gelykenisse, want hulle kyk en tog sien hulle nie, en hulle hoor en tog luister en verstaan hulle nie. Die profesie van Jesaja word in hulle geval bewaarheid. Julle sal my woorde hoor en tog nie verstaan nie. Julle sal sien wat ek doen en dit tog nie werklik begryp nie. Vers 15. Ja, die hart van hierdie volk het verhard en hulle hoor swaar met hulle ore en hulle het hulle oë toegemaak sodat hulle nie dalk met hulle oë sien en met hulle ore hoor of met hulle harte begryp en tot bekering kom nie. Ek hulle gesond maak nie. Weereens, as jy net so luister, lyk dit so asof hulle eenvoudig oorgegee is om niks te weet nie, oorgegee is om verdoem te word, eintlik half uitgelewer is om verlore te gaan. Dis die idee wat jy kry as jy sommer net so vinnig lees. Hy sê, maar julle, gelukkig is julle oë, hulle sien en julle ore, hulle hoor. Dit verseker ek julle baie profete en godvreesende mense sal of het begeer om te sien en te hoor wat julle sien en hoor, maar dit was nie vir hulle beskore nie. En dan gaan hy en dan verduidelik hy hierdie gelykenis. So as jy dit lees en jy lees van hierdie mense wat gaan praat, dan kom jy agter die groot issue hierso was dat hulle eintlik nie wou sien. Hulle wou net eenvoudig verstaan wat hulle wil verstaan. Want hulle het alles gesien wat hulle moet sien, hulle het gehoor wat Jesus is, maar hulle wil nie. En dit is die groot storie om hierdie diep insig te probeer kry, maar jy moet ook iemand wees wat dit wil kry. Wil jy sien? Wil jy dieper raak sien? Ek dink dit is soos jou wil, hier moet ons wil van die tafel af. Dis soos by die man van Bethesda, die bad van Bethesda. Hy lê daar want hy is siek, want hy wil gesond word. Maar wat sê Jesus? Jesus vra hom, wil jy gesond word? So jy moet in die eerste plek vir jouself die vraag uitmaak, wil jy regtig dieper sien? Wil jy dieper verstaan? Of is jy maar net tevrede met die oppervlakkige? Dis 'n vraag wat jy vir jouself moet vra. Dit is iets wat jy vir jouself moet uitsorteer. En dan sien jy ook daar's vlakke van
ek wil amper sê vlakke van oes, 30%, 60, 100. Jy sien daar gaan dat daar sekere vlakke, as gevolg van die stand van jou hart, dink aan die verskillende grond waar daar is, van oes wat jy gaan kry. As Jesus die hele storie net verduidelik, ek gaan dit net vir jou vinnig lees, en sê, luister nou na die gelykenis van die saaier, wat dit beteken, hulle by die saak op die voetpad gesaai is elkeen wat die boodskap van die koning heerskappy hoor, maar dit nie begryp nie, die bose kom en roof, wat in hulle harte gesaai word. So hier sien jy klaar iets van die hart, wat die stand, die grond wat die hart se stand bepaal, né? By die op klipperige grond gesaai is die mense wat die boodskap hoor en dadelik met blydskap aanneem, maar hulle wortels gaan nie diep in nie en hulle hou net vir 'n rukkie, sodra daar swaar kry en vervolging ter wille van die boodskap kom, stryk hulle in hulle geloof. Vers 22. Daar is mense by wie dit tussen die dorings gesaai is en hulle wat die boodskap hoor, maar die bekommernisse van die lewe en die verleidelikheid van die rykdom verstik die boodskap en dit bly sonder vrug. En ek dink die meeste mense van vandag is in hierdie kategorie. Want baie mense begin die Here dien en as die eerste probleem kom, dan is dit asof hulle, of as hulle skielik ryk word, of as hulle skielik, dan sê dit asof, okay, die dinge van die Here, ons neem kennis, maar dit is nie vir ons so belangrik nie, né? Hy sê nie, dit is nie dat hulle doodgaan nie. Hy sê nie, daar is geen vrug nie. Okay, dan sê hy, hulle by wie die goeie grond, en die goeie grond gesaai is die wat die boodskap hoor en verstaan. Hulle dra vrug en bring 'n oorvloedige oes voort, 100 of 60 of 30 maal soveel as wat oorspronklik gesaai is. So as mens kyk na hierdie hele storie van die saai, dan gee dit vir ons so 'n paar goed rondom wil, nie wil, sien, nie sien, hoor, nie hoor, verstaan, nie verstaan, en wat eintlik jou attitude of gesindheid agter al die goed van God is. Om byvoorbeeld, die volgende een Rachel, om in geloof te sien en nie net fisies te sien. 2 Korintiërs 5:7 sê ons leef deur geloof en nie deur sig nie, of om te sien nie. Maar daai sien praat van fisiese sien en die geloof sê praat eintlik van 'n geestelike sig. Want dis wat geloof is, ons gaan dit net nou sien. Geloof beteken eintlik jy sien geestelik. Right. Die volgende een sê vir ons om uit te sien na iets wat nog nie fisies gesien kan word. Hebreërs 11:1. Nuwe Lewende Vertaling sê dit baie mooi. Hy sê geloof is dan om hoop te hê of om uit te sien na dit wat jy nog nie sien. So jy sien iets, en hoe gaan jy dit sien? Dis eintlik geestelik. Wat jy nog nie fisies kan sien nie. En dis wat geloof is, dis wat hoop is, dit is wat 'n toekomsverwagting is. Die volgende ene, om op die regte manier soos die skrif te leer na dinge te kyk. So gee vir jou so 'n paar scenario's en jy sal nou sien daar in Lukas 11. Ek gaan hom ook vir jou lees. In Lukas 11 praat hy van die oog wat die lamp is van die liggaam. En dan sê Lukas 11 dit eintlik, hy verduidelik dit eintlik so mooi, nee. Vers 33. Hy sê, niemand steek 'n lamp op en steek dit dan weg. Lukas 11 van vers 33. Lukas 11 van vers 33. Hy sê, niemand steek 'n lamp op en steek dit dan weg of sit dit onder 'n emmer nie. Inteendeel, dit word op 'n staander geplaas om lig te laat skyn vir almal wat die kamer binnekom. En dan word hierdie hele ligstorie eintlik so 'n bietjie verduidelik. Dan sê hy, jou oog is die lamp van jou liggaam. 'n Skoon oog laat lig in jou liggaam inskyn, maar 'n vuil oog sluit die lig uit en donker jou in duisternis. Dan sê vers 35, maak seker die lig wat jy dink jy het, nie dalk duisternis is nie. As die Fariseërs maar net daai raad gevolg het nie. Hy sê, as jou hele liggaam met lig gevul is, sonder donker hoekies, sal jou hele lewe stralend wees asof 'n helder lig op jou skyn. Hierdie sig noem ek eenvoudig as jou oog reg is. Met ander woorde, die manier waarna jy kyk
oor die dinge in die lewe. Jy weet, jy sal twee mense kry, wat oor dieselfde lewe praat. Hulle sal dalk in dieselfde huis bly. Die een sal swartgallig negatief wees, wil net weggaan. Die ander een sal sê, nee man, weet jy, dis nie so erg. Die een sal dalk moedeloos wees, maar die ander een sal glimlag en sê, weet jy wat, nee, ek dink ons kan nog iets doen. Kom ons kyk, kom ons vertrou die Here, byvoorbeeld. So hierdie goed kry jy, wat dit betref, is niemand uitgelewer nie, dis 'n keuse soos die gelykenis van die saaier. Ek meen, jy kan kies, of jou hart gaan bly met sonde en goed. Jy kan kies of die klippe en goed, wat ook maar sondige goed is, jou lewe gaan. Jy kan kies om nie regtig bietjie dieper te delf in die skrif, soos om daai grond bietjie los te maak, dat dit beter oes kan wees. Jy kan kies of die doringbosse en goed, die probleme van die lewe en rykdom en materiële dinge, daar is nie fout met rykdom en materiële goed. Dit moet net nie die fokus wees. Onthou, die geld is nie die probleem nie, die geldgierigheid is die probleem. Nee? Jy kan kies dat dit jou morbied maak, jy kan kies dat dit selfs maak dat jy nie vrugte dra. Jy kan dit kies, of jy wil, met ander woorde, soos wat jy na die lewe kyk. Hoe kyk jy na jou eie lewe? Hoe kyk jy na, byvoorbeeld, iets soos jou huwelik? Hoe kyk jy na jou kerk? Hoe kyk jy na jou bediening? Hoe kyk jy na jou kinders? Dis die goed waaroor ek wil praat, dat jy 'n geestelike insig sal kry rondom hierdie goed. En nou gaan ek so 'n paar goed vir jou doen. Die eerste een begin. Met ander woorde, nou sê ek vir jou, wat is geestelike sig? Met ander woorde, nou eintlik. Nou dit wat ek vir jou wil sê, is dat geestelike sig beteken om die waarheid van God se woord, sy plan, sy werklikheid te verstaan en dit ook te ervaar. Dan word jou oë word gerig op dit wat God wil doen in jou lewe. Dit beteken, dis nie net verstandelike kennis kennis nie, maar 'n innerlike oortuiging, daai diep insig wat deur die Heilige Gees vir jou gegee word. So jy sien nie meer goed net op face value. Nou daar's 'n baie mooi storie in 2 Konings 6 vers 15. En ek gaan nou nie vir jou lees nie, ek gaan net noem, dis die storie van Elisa. En die koning van die Arameese koning is kwaad vir hom, wil hom uitsorteer, en hy stuur 'n magtige leermag om hom te gaan vang. Jong en Elisa kom by die deur uit en hy sê, maar hier's ons het moeilikheid. Dit is net soldate en hier's groot. En hy gaan na Elisa toe en sê, maar wat gaan ons nou doen? En Elisa sê vir hom, onthou, die wat by ons is meer as hulle. En dan bid Elisa dat die Here sy diensknegt se oë moet oopmaak. En dan gaan hy, en dit wat hy dan sien, is hierdie magtige leerskare van God. En dan hou die storie nie daarop nie, né? En dan bid Elisa weer, dat hierdie ouens blind word, en dan lei hy hierdie hele leermag, nou hoe blind hulle was, en of hulle net nie verstaan het nie, of hulle net nie in sig agtergekom het wat aangaan nie, ek weet nie. Hoe hulle dan in hierdie stad van Samaria ingaan, en as hulle oogies uitvee, dan is hulle binne in die stad, en die stad se soldate is om hulle. Dan sê die koning vir Elisa, moet ons hulle doodmaak? Dan sê nee, gee vir hulle kos. Dan gee hulle vir hierdie vyhandige mag wat hulle altyd moeilikheid gee hulle vir hulle kos. En die Bybel sê daarna het die Arameërs hulle nooit weer lastig geval nie, want hulle het hulle les geleer. En dit gaan oor om te sien of nie te sien. Dit het gaan oor fisiese sig en dit gaan oor geestelike sig. Jy sien, daar's 'n groot les wat ons kan leer in daai verhaal wat gebeur het met Elisa en sy diensknegt, en toe hulle oë geopen is en hulle sien wat aan die gang is en hoe die Here die hele situasie verander. Dit is die tweede punt. Vra ek die vraag, waarom is sommige mense dan nou geestelik blind? Nou baie mense kan nie geestelik sien nie. Ons het heel in die begin daai 3 kategorieë, en ek kan nie sien nie, al het hulle goeie visie. Jy weet, dis mense wat jy sou dink moet verstaan wat hulle doen nie. As iemand met ander woorde nie in Christus glo nie, en nie deur die Heilige Gees verlig is, jy dink aan die oog wat die lamp van die liggaam is, as hy dit nie is nie, dan bly hulle geestelik blind, al probeer hulle die Bybel lees of selfs geestelike goed verstaan.
Nou ons sien dit baie keer in die kerke wêreld. Jy hoor baie keer hoe mense oor geestelike goed praat. Dan kom jy agter, dit is soos mense goeie vergelyking is. Hulle bestudeer die koekresept. Elke liewe dingetjie, die bestanddele, hoe jy dit moet doen, maar hulle bak nooit die koek en eet hom. Dis 'n verskil, né? Jy kan die naaste resepte op die televisie kyk van hoe jy wat ook al doen, jy kan sê, "Joe, dit lyk so lekker." Maar as jy dit nie gaan doen nie, as jy nie kan glo dit kan werk en jy gaan doen dit sodat jy dit kan proe, dan gaan dit beteken jy gaan dalk net 'n student wees, maar jy gaan nooit op die plek kom waar jy regtig kan verstaan wat aangaan. So dit is eenvoudig omdat hulle die Here nie ken nie, nê. Hulle het kennis van hom, maar hulle ken hom. Die derde ene is byvoorbeeld soos die Fariseërs. Hulle is blind terwyl hulle dink hulle sien. Daar's 'n gebeurtenis in Johannes 9 wat ek nie vir jou gaan lees oor die blinde man wat gesond gemaak is, wat Jesus gesond gemaak het, nee. En ons sien dat hulle het wel fisies gesien, maar nie geestelik die betekenis van die hele storie verstaan. En hulle probleem was dat hulle so staat gemaak het op hulle eie insig, dat hulle eintlik die hele storie mis. Jy sien, jy gaan dit nou weer oor geestelike sig, dat iets fisies gebeur met hierdie ou, en hulle is net gepla oor die Sabbat, en hulle is net gepla oor ek wil die uiterlike goed, maar hulle besef nie wat het regtig gebeur nie. Die volgende ene, die vierde plek, kyk ons na die blinde man in die storie. Hierdie blinde man, hy was blind, maar het nie begin sien. En ons sien dat Jesus toe hy nou gesond maak en 'n paar goed met hom gebeur. En dit is eintlik 'n simboliese iets van hoe wedergeboorte ook werk in geestelike sig kom. En dan die rede vir dit was dat God verheerlik sou word en God se heerlikheid in die hele situasie gesien moet word. En raai wie dit nie gesien nie? Die Fariseërs, hoekom nie? Hulle wil nie. Hulle het nie begeerd om te sien. As hierdie boodskap vandag jou net bietjie inspireer om te sê, weet jy wat, ek wil dieper sien. Ek wil beter verstaan. Ek wil nie enigiets net op face value vat nie. Wat is die storie agter die storie? Wat is die diepte? Dan gaan die Here dit vir jou wys. Ons sien dat Jesus se woorde, hy het Jesus se woorde gehoorsaam. Jy kan maar Johannes 9 gaan lees. Jy gaan daai skrifgedeeltes wat ek nou hier noem, sal alles vir jou gegee word. Met ander woorde, hy was gehoorsaam. Hy het Jesus as 'n profeet erken. Hy het uiteindelik Jesus as die seun van God bely en hom aanbid. Kan jy sien die verskil nou tussen hom en die Fariseërs? Hy het met ander woorde van fisies blind wees het hy nou as gevolg van Jesus nou fisies en geestelik begin sien. Jy sien, my grootste storie in die lewe is om God te beleef en te sien en te leer wat hy vir my leer. En weet jy, deel van my bediening is om dit dan nie net vir myself te hou, maar om dit met mense te deel. Dit is vir my 'n wonderlike iets as ek partykeer preek en vir mense hierdie goed wys en die lig breek deur. En daar kom 'n verstaan van moeilike geestelike goed partykeer. Die volgende ene kan ons ook natuurlik aanneem dat die wêreld, as kyk na die wêreld, hulle is ook blind, maar hulle word verblind deur Satan. En ons lees dit in 2 Korintiërs 4 vers 3 tot 4. En daar word gepraat van die god van die wêreld wat Satan is, wat mense verblind. Hy wil hê jy moet nie sien nie. Hy wil hê jy moet nie verstaan nie. Hy wil hê jy moet eenvoudig net agterbly. Hoe doen hy? Deur wêreldse begeertes en afleidings. Maar daar's baie goed vir die vyand gebruik om ons aandag af te trek. Deur leuns en valse leringe. En ek wil vir jou sê, dit is asof hierdie goed net meer en meer word. Mense wat goed glo. En ongelukkig is die internet ons vyand ook hier. Daar's baie goeie goed ook op YouTube, maar daar's ook gif. Baie keer glo mense nou maar alles wat hulle daar hoor, want dit is mos nou op YouTube, of op Google, of
noem sommer ChatGPT ou Chatty. Glo alles net stryd. Gaan ondersoek die goed. Want op nou is maar bronne wat speel saamgebring word, en ek en jy moet die insig hê om te verstaan en prys die Here vir die Heilige Gees. Nou toe ek geswaat het ek by 'n teologiese seminarium geswaat. So ek was nie by 'n Bybelskool wat jy nou leer. Hoor jy so, dis nou Psalm 23 en dis hoe jy moet glo oor Psalm 23. Ek is geleer, dis Psalm 23. Hierdie ouens sê dit van Psalm 23. Daai ouens sê dit, hierdie ouens sê dat. Daai ouens sê dit, hierdie bronne sê dit. Nou wat sê jy? So ek's bietjie geleer om te dink oor teologiese goed en bietjie navorsing te gaan doen. En ek het baie keer by die huis gekom en vir my vrou gesê, "Jong, weet jy wat, as dit nie was vir die Heilige Gees, dan het ek ook dalk dit of dit geglo." So jy moet daai leerbare gees wakker maak. Jy moet daai begeerte om dieper te sien wakker maak. Want jy gaan net weer sien wat gebeur as jy dit wel doen. Hy gebruik ook goed soos trots, selfregverdiging. Maar die duiwel gebruik ook net keer sommige goed soos hoogmoed. Ek het al gehoor as mense praat, selfs pastore. Maar dan is hulle so arrogant. En dit jy kan sommer agterkom, dit gaan oor the man of power for the hour. En dan word, ek wil amper sê, die res van die kerk word afgeskiet, want volgens hulle is die kerk oor die algemeen is almal dom of iets, ek weet nie. En net hulle het die waarheid. Miskien ken jy sulke ouens in preek. En dit is, jy kom regtig iets van hoogmoed of so iets agter daar. Nou dit is eenvoudig die oudste triek in die boek wat die vyand gebruik om vir jou te sê, ja, jy weet nou alles, jy sien alles raak jy op die perfekte plek. Maar weet jy wat? Die skrif sê ook, Paulus sê, jy wat ander leer jy nie ook. So ons kan mekaar in nederigheid, dis hoekom ek net nou gesê, waar daai drie goed wat genoem is, waar pas ek en jy in die Here situasie? Want ons is almal besig om meer en meer soos Jesus te word aan die einde van die dag. In die 6de plek, vra nou die vraag, hoe kry ons met ander woorde nou geestelike sig? Nou gaan ek die woordjie sien as 'n akroniem gebruik om vir jou nog nader te bring. Maar in die eerste plek deur geloof in Jesus Christus. Jy sien, jy moet tot geloof kom in hom. En ek prys die Here vir hierdie tyd van die jaar wat ons nou weer Paastyd ingaan, wat mense weer gekonfronteer gaan word vir die feit dat hy vir ons sondes gesterf het, maar nog meer dat ons ook gekonfronteer word met die feit dat hy opgestaan het uit die dood. Wat die grootste wonderwerk is, iemand wat sy lewe self aflê, sterf en weer self opneem en uit die dood opstaan. Dis die grootste wonderwerk wat op hierdie aarde nog ooit plaasgevind het. En daai wonderwerk gaan dan verder as ek en jy dit glo en ons besef as gevolg van dit wat hy gedoen het ons nou vrede met God. Dit is die grootste wonderwerk menslik vir my en vir jou as ons dit aanvaar. En prys die Here vir die tyd van die jaar wat ons weer eens met dit gekonfronteer kan word, wat jou help dat as jou geloof in Christus op die regte plek is, jy sal sien. Hy is die lig vir die wêreld. Johannes 8 vers 12, dink die skrifgedeelte is daar. Hy is die lig vir die wêreld. Die volgende een is deur die Heilige Gees. Hy is die een wat ons verstand verlig, soos in Efesiërs 1 vers 18, wat die gebed van gee ons verligte oë, let wel, verligte oë van die verstand. Om wat te doen? Om te verstaan en te begryp. As jy, daai Efesiërs boek is 'n awesome boek om te lees. En as jy agterkom van sy gebed ook, lees maar elke hoofstuk. Ek het 'n pastoor geken wat Efesiërs, die 6 boeke elke dag lees. Elke dag van sy lewe lees hy. En die insig in goed wat daar uitkom. Ek dink Paulus het 'n baie groot spesiale openbaring gekry. Natuurlik soos die ander goed wat hy ook geskryf het rondom geestelike sig en die Christelike lewe en die lewe van die lig in Efesiërs. Deur God se woord. En ons lees dit nou met ander woorde dat dit is 'n lamp vir ons voete en 'n lig vir ons pad. As jy die woord, Psalm 119 vers 105. Met ander woorde, dit is 'n lamp vir my voet, dis vir nou. Dis 'n lamp vir my voet.
maar dit is ook 'n lig op my pad. So God se woord is vir hier waar ek is, en dit vat my vorentoe, en ek begin goed raak sien oor my eie lewe, waar ek op pad is. Daarom moet jy baie Bybel lees. Omdat jy wil, nie omdat jy moet nie. Jy moet die Here vra, Here maak my oop, wys my, leer my. Hoe meer jy inkry van die woord, hoe beter word jou gebedslewe. Dit is net asof jou geestelike sig oopgaan. So jy moet op een of ander manier, moet jy meer Bybel lees. Ek dink dit is so week en 'n half terug, toe stuur 'n vriend van my 'n video vir my. Nee, is Fritz wat altyd Smit wat hier voorgesit het, wat almal van die noot af gesing het, jy onthou vir Fritsie? Hy sal seker die preek kyk, hy gaan my bel. Hy weet dit. Spot altyd daaroor. Stuur op my video. Nou, die video gaan eintlik oor 'n 7-daagse Adventis predikant wat toe nou praat oor die wetenskap wat daar gedoen is, want hy verwys toe na 'n dokter, is 'n vrou wat ook 'n 7-daagse Adventis is, maar sy is 'n professor op die gebied van hoe die brein werk. En dit is eintlik om iets van die wetenskap te leer. En hulle sê daar, hulle het agtergekom dat as iemand sê maar in Rydsbit vir iemand in die Kaap, het dit 'n onmiddellike effek op daai ou se brein. Nou hoe hulle dit gedoen het, weet ek nie. Ek weet nie of hulle 'n breinscans gedoen het en vir iemand miskien 1000 of wat ook al kilos gevra het om dan vir die persoon te bid of wat ook al, maar dit is blykbaar hulle het so 'n tipe eksperiment gedoen. En die ander een wat hulle ook agtergekom het, is as jy byvoorbeeld Bybel lees en jy lees net vir 12 minute Bybel 'n dag, hardop, het dit effek op jou brein, so groot effek, dat dit selfs iets soos Alzheimer's en Parkinson's kan teewerk. En toe sê die ou interessante ding, toe sê hy en sy vrou het 'n punt daarvan gemaak. Hy lees 'n bladsy, dan lees sy 'n bladsy, hy lees 'n bladsy, sy lees 'n bladsy, tot hulle met ander woorde elke 12 minute gelees het. En die verskil wat dit gemaak het, om selfs verstandelik skerper te wees. En dis God se woord. Dis nou wel 7-daagse Adventiste wat daarvan praat en die dokter is nou deel daarvan. Maar dit gaan oor die wetenskap agter gebed en die woord. So dit sê nogal iets. En dan natuurlik deur gebed. Omdat jy regtig glo, as jy Lukas 18 lees, dan word die storie van Lukas 18 vertel met die doel dat mense moet aanhou bid en nie moet opgee nie. Ek het dit nog gelees in Lukas 18 vers 1. En dan sê vers 8, dan praat hy mos nou van hierdie vrou wat hierdie regter smeek en soek had, en hy was nie 'n godvreesende een, hy het nie respek vir God gehad nie, die gedeelte sê, maar tog antwoord hy, maar hy is nou bang, hierdie vrou raak musiek en sand voor oor nog 'n klap op. Jy kan maar gaan lees wat sê die verskillende vertalings. En dan gee hy nou maar uitspraak aan dit wat sy vra. Maar dan sê vers 8, dan sê hy, maar sal die seun van die mens, as hy terugkom op aarde, nog so geloof vind. Dus eintlik, daar sê eintlik, mense sal, soos wat die tyd aangaan, net minder en minder bid. Moenie gevang word met dit nie. Hou aan bid, hou aan vertrou. Lees die Bybel. Jou geestelike sig sal verbreek. Die volgende een is, dit vernuwe jou denke. Jy sal sien dat vernuwe jou denke, Romeine 12. En daar kom ons agter dat as jou denke vernuwe, dit praat eintlik van 'n lewe van oorgawe, omdat jy se lewe aan die Heilige offer, soos wat jy oorgee aan die Here. En jou denke vernuwe. Wat sal gebeur? Jy sal beter insig hê in alles. So jy sal beter sien, geestelik sien. En ook natuurlik die regte hart, die laaste een. Wat volkome op God gerig is. Raai wat sê Matteus 5 vers 8. Hy sê die wat se harte volkome op God gerig is, sal wat? Hulle sal God sien. Prys die Here vir dit. My hart wil ek volkome rig net op hom. Nou baie mense die volgende ene.
Baie mense dink. Skus, hy sê heeltemal, daar's 'n sinnetjie weg, eers sinnetjie vir jou lees, maar baie mense dink dat sien net met fisiese oë gebeur. Maar die Bybel leer ons dat daar 'n geestelike sig is wat baie belangrik is. 'n Mens kan met ander woorde fisies sien, dink jy dit nou agtergekom, maar geestelik blind wees. En 'n mens kan natuurlik fisies blind wees, maar geestelik duidelik sien. Ek het so 'n ontmoet in my lewe. Sy pastoor Willie Botha. Hy is nie blind gebore nie, maar hy het blind geword as gevolg van 'n siekte en hy sing, hy en sy dogter almal sing. En hy het altyd gesê, hy weet uit die aard van sy hoe hy rooi en alles, maar hy is nou heeltemal blind. Maar hy het altyd gesê, hy kry die mense jammer wat fisies kan sien, maar geestelik blind is. En hoe bevoorreg hy is om geestelik te kan sien, al kan hy nie fisies sien. Jy sien jou geestelike sig, mag die Here jou seën in beide. En hier kom die groot storie nou. Hier gaan ek vir die akroniem gee en ek hoop dit help. Die woordjie wat ek gaan gebruik is natuurlik sien en die S. Die S staan daar en ek noem dit sommer sensitiewe sig. Dis nie gewone sien, dis sensitiewe sig. Dit is byvoorbeeld om so dink bietjie dieper aan goed. Moenie alles sommer net so op face value sluk nie. Bid bietjie diep. Hoe bid mens diep, pastoor? Weet jy wat jy bid uit jou hart uit. Dit is daai gebed wat jy bid baie keer as jy eet. Jy weet baie ouens het so rympie. Jy kan nie hoor wat hy sê nie, amen, dan eet ons. En dan kom jy agter die kinders leer op sy rympie, maar dit is nie koekie wat gebid word. Nee, jy kry mos sulke gebedjies wat so oor geslagte heen deur. En om jou net bietjie stadiger ordentlik te bid, dat almal net elke woord hoor, en jy self, ek het 'n basiese gebed wat ons altyd bid soos een. Partykeer doen ek dit, partykeer nie. Maar net daai woorde wat ek sê, ek het myself geleer net om so 'n bietjie te dink aan wat ek bid. Weet jy, dit maak 'n verskil. Met ander woorde, wees bietjie sensitief. Verstaan bietjie dieper. Met ander woorde, as ons praat van sensitief wees, sien, dit is om so bietjie diepte te kry. So bietjie, gaan dan vir jou net nou 'n voorbeeld gee. 'n Praktiese voorbeeld. Die U, volgens julle sê, gaan oor insig of insien met ander woorde. So sensitiewe sig, maar spesifiek insig, insien, op fokus, en hoe doen jy dit? Fokus op elke woord, en dit is met ander woorde onderskei. Nou begin jy seker goed onderskei, en raak sien en verstaan, want jy is besig om nou van diepte af nog so bietjie dieper in te gaan. Ek hoop jy verstaan wat ek vir jou probeer sê met dit. Hoopelik as ek nou alles aan vasmaak, gaan jy verstaan. Maar gaan dink net bietjie oor dit wat jy nou hier sien hoor. Die E staan vir, en dit is hoe mense doen, hè? Dit gaan oor 'n eerlike gesindheid, 'n opregtheid, met ander woorde, afhanklikheid van God. Jy doen dit met die hart, met regtig eerlik voor die Here. Here, ek wil graag weet wat hier aangaan. Baie keer lees jy iets, jy verstaan dit nie. Dan gaan bid jy daaroor. En dan begin die Here vir jou seker goed wys. Dis waarvan ek praat. Dis daai bietjie dieper. En raai, wat sal met jou gebeur? Wat gaan die vrug wees op dit? Die N. Nuwe moed of daai verligting wat jy beleef. Dis as die Heilige Gees die verligte oë van die verstand, nee. Daar is nou met ander woorde duidelikheid. Weet jy hoe lekker is dit? Om enigiets, maar maak nie saak wat dit is, selfs fisiese goed wat jy moet doen. As jy verstaan hoe dit werk, en jy doen dit en dit werk. As jy iets leer en jy gaan doen dit. Dis soos daai koek wat jy nou bak. En as hy die oond kom en sien jy man, dit is 'n mooi koek. En jy sien dit het gewerk. Dit wat ek gedoen het gewerk. Daar's nooit, ek ken iemand wat nadat hy koek bak of kos gemaak het en dit is 'n sukses en alles is lekker sê, "Wow, nee, wat het hier gebeur?" Ons sal maar probeer om dit te eet. As hy gewerk het,
Is jy opgewonde? Jy sê, kom ons proe hierdie koek, kom ons eet hom. As jy iets reg gekry het, wil jy ook graag vir mense wys, dan jy nie 'n foto en jy stuur hom vir jou broer, of vir iemand te sê, kyk wat het ek gebou. Is dit nie, as mens begin insig kry, goeders verstaan en goed begin werk vir jou. Dit het net die effek dat jy voel, jy wil dit deel met iets of iemand. Is dit nie so? Gaan selfs so oor dinge van die woord. En jy weet in 1 Korintiërs 14 sê dit eintlik, hy sê, dit is vers 24 of 26, dan sê as julle by mekaar kom, hy sê dan party het 'n woord, party het iets, en jy kom agter daar so opgewonde, ek wil vir mense vertel, ek het 'n getuienis of iets, ek sal graag dit met die groep wil deel, want jy het iets raak gesien of iets beleef. Voorbeeld wat ek vir jou nou wil gee, is byvoorbeeld, as jy Bybel lees en jy kan dit nou maar doen van vandag af, en selfs as so simboek, maak ek 'n punt daarvan om ek die woord vir woord te lees. Ek maak, weet ons Pinkstermense, ons is ons baie keer, dan kan ons een liedjie sommer 8 keer sing. En dan sê ander kerk, ek sê die name noem, dan sê hulle ons is besig met selfhipnose. Maar ek het Pinkster groot geword, kyk ons het Pinkster liedjies reg hierdie nag gesing. En ek kan nie onthou dat ek een keer gehypnotiseer was. Ek het net beter verstaan. Nou kom ons vat gou-gou ietsie soos byvoorbeeld Psalm 23 vers 1. Nou ek weet ons almal ken vers 1, die Here is my, ons vat net daai eerste sinnetjie. Die Here is my herder. Ons vat net dit. Jy gou-gou praktiese voorbeeld. Nou lees jy, die Here is my herder. Nou begin jy, nou kyk jy eers vas in die ja, ek streep bietjie op, klein, die Here. En dink jy net so bietjie oor, terwyl jy so is, die Here. Dis die Here. Sien jy wat ek doen? Ek fokus op wie die herder is. Hy is die Here. Nou dink ek aan hom as die Here van my lewe. Wat is ek nou besig? Ek is besig om nie net fisies die sinnetjie te sien. Ek is besig om so 'n bietjie dieper insig en dieper te probeer verstaan wie is hierdie herder. Hy is die Here. Dan gaan ek net die volgende woordjie is. Die Here is. Hy sê wat was en sal, dit is hy ook. Maar spesifiek as dit kom by die feit dat hy my herder is, ek weet 'n skaap kan nie kos wat, ek wil op sê, wat lankal geëet is en weg is, nog hoop voor, en dis verby. 'n Skaap fokus nie op sy toekomstige weiveld en hy worry nie daaroor. Hy's gefokus op die grasies nou voor hom. Hy weet dat die ander sal daar wees, want daar's 'n herder. So hy is, God is die een wat is. Hy is nie een wat môre dalk met my gaan praat nie. Hy sê nie wat môre dalk, hy is daar ook, ja, maar spesifiek ook nou. Hy is, ons fokus op die is van God, nie op die was en sal wees nie. En dit is goed om te weet dat hy ook was, anders was jy nie hier nie. En dit is so goed om te weet dat hy sal wees, dis jou toekoms, dis jou hoop, dis waarna jy weer eens uit sien. Maar as die een wat nou is, ek dink ons vergeet baie keer dat die Here nou is ook. En ons dink gebed is altyd iets wat eers eendag geantwoord. Hy antwoord gebed, hy is. Nou, kyk nou waar is nou in die sinnetjie. Die Here is. Nou gaan ons na die my toe. Is my. Hy's vir my. What? Sien jy waarvan praat ek nou van bietjie dieper insig? Nie net face value nie. Die Here is my. Om te dink iets van die Here en wie hy is my. As 'n liedjie wat ons sing, hy is myne. Ek is sy. Is my. En nou kom ons eers by die woordjie herder. Die Here is my herder. Gewone fisiese sig, oppervlakkig lees jy net, die Here is my herder.
bietjie dieper dink, bietjie dieper bid, bietjie dieper sing, bietjie dieper verstaan, sê, die Here is my Here. Sien jy die verskil? Want ek lees hom nie net so nie. Ek wil hom dieper verstaan. Ek het 'n begeerte om geestelike sig te hê van hierdie Herder dieper verstaan. En dan kan jy by die hele storie van waarvoor die S staan en die I staan, jy gaan dit alles op die groep kry. Dan kan jy dit so 'n bietjie gaan bestudeer. En 'n mens mag vir die Here vra. Ek bid baie keer en sê, Here, wys my. Mag ek sien wat U vir my wys? Mag ek hoor wat U vir my sê? Mag ek dan gaan preek en bedien soos wat U op my hart lê? Ek bid dit seker elke dag vir my. Want dit is daai dieper insig wat ek en jy nodig het. So ek noem dit sommer net, Here, jy kan vra en sê, Here, wys my asseblief. Dit gaan oor diep denke, insien, geesgeleide, gebed, sig. Kom ek sê dit nou vir weer. Met ander woorde, diep denke, insien, geesgeleide, gebed, sig. Nou het jy insig nodig. Maar ek wil hê moet hy idee kry om so 'n bietjie dieper te gaan. En dit gaan tyd vat. Ek dink baie keer die woordjie in die psalms, Selah, in die psalms. Ek dink beteken dit. Niemand weet regtig wat Selah beteken nie. Dit lyk asof dit iets beteken, so stop, wag, dink so 'n bietjie oor dit wat jy nou gelees het. Baie plekke in die psalms lees jy daai Selah. Ek dink dit is daai. Wag, stop so 'n bietjie. Dink net so 'n bietjie dieper. Moenie net aanhou lees nie, dink so 'n bietjie dieper. Stop net so 'n bietjie, moenie net aangaan. Gaan dink eers 'n bietjie. Want wat sal gebeur as jy 'n bietjie dink? Jy gaan begin raak sien wat jy moet raak sien. So daai in diepte oorgawe wat mense agterkom wat eintlik vir jou sig beteken. En dan heel aan die einde sê ek daar vir jou, dit wat jy sien, dit gaan jy ook kry. Nou as ons Hebreërs 11 vers 1 vat en sê, dat geloof is dit waarna ons uitsien, of dit waarna ons hoop, wat ons nie nou met die blote oog kan sien. Dit is wat geloof is. En dan weet ons ook vers 6 kom, en vers 6 sê ook vir ons dat dit is onmoontlik om God te behaag as ons nie glo. En dan sê hy, die wat God nader moet glo dat God is. Dan hoor dat hy bestaan en dat hy 'n beloner is vir die wat hom soek. Soek jou regtig. Is dit daai ding wat ek en jy vir mekaar vandag kan sê, soos wat ek nou afsluit? Hoe diep is jou sig? Ek wil jou nie net vra, ek wil jou eintlik smeek oor hierdie Apriltyd wat voor. Om so 'n bietjie regtig weer die kwessie van sy kruisiging. En dit wat hy vir ons kom doen het. Net so 'n bietjie weer te gaan dink. En te bid en te sê, Here, wys vir my. Wat is daai ietsie spesiaals wat U vir my wil wys of nie? Daar's iets spesiaals wat die Here vir elke een van ons in hierdie plek. En dis wat ek vir jou gaan bid. Dat die Here vir jou spesifiek, want hy weet waar jy is in jou geestelike tog saam. Hy weet dalk waar jy is in jou worsteling oor 'n saak. Jy weet, jy is dalk volgende en jy voel redelik gelukkig en jy is eintlik net dankbaar, prys die Here daarvoor. Maar my gebed is dat selfs jou dankbaarheid bietjie dieper sal wees. Dat dit vir jou nog 'n groter realiteit sal wees. Sodat jy net saam met my beter sal sien. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons so saam kon gewees het vanoggend. En ek bid, Here, dat U vir elke persoon, en ek glo, erns, terwyl die woord verkondig is vanoggend,
ergens terwyl daar iets gelees is. Here, miskien is daar 'n gedagte wat U vir elkeen van my boeties en sissies gegee het. Ek wil nou bid dat dit vrug sal dra, soos wat elkeen so bietjie insig, dieper insig kry in dit wat U vir hulle wys. En ek sê vir baie dankie, Here, dat U dit doen. Here, daar's mense hier wat vra het. Here, daar kan dalk mense wees hier wat verlore voel, wat nie weet wat ek kan doen. Dan wil ek nou bid in die naam van Jesus, dat daar deurbraak en sig sal kom in wat nodig, dat daar duidelikheid sal wees. Ek bid, Here, dat U kosbare woord eenvoudig net alles sal oopmaak vir elkeen en dit wat nodig is. Kom ons bly net so 'n bietjie aan aanbidding. En ek wil vra dat niemand rondkyk nie. Ek gaan jy so 'n minuut kans gee. Net so 'n bietjie om jou hart en jou gedagtes dalk in lyn te bring met dit wat jy gehoor het. En kom ons praat vir 'n paar oomblikke met die Here.